voorreg ons het om U in U huis te kan ontbid. Here, dankie dat U huis nie net 'n gebou is nie. Dis enige plek waar ons by mekaar is. Here, U is die hele wêreld, Here. U is ook vandag hier. Here, U is God Immanuel by ons. En ons sê vir U dankie. Dankie dat ons so bevoorreg kan wees om U te ken. Amen. In 2019 was daar sekere universiteit in Peru wat 'n groot moeilikheid gekom het. Die Telesip Universiteit was baie erg onder die vergrootglas gewees, want dit was 'n nuwe universiteit wat hulle begin het, 'n private universiteit, en hulle online 'n groot bemarkingsveld gehad om nuwe studente te lok na die universiteit toe. En hulle het 'n klomp beloftes gehad van 'n mooi kampus wat op 'n mooi deel van die stad gebou gaan word, en dit gaan al die beste fasiliteite hê, en hulle het 'n klomp beloftes gemaak soos dat jy verniet kan registreer. As jy jou klasgeld betaal, dan hoef jy glad nie registrasiegeld te betaal, byvoorbeeld. En 'n klomp van die veral armer studente in die land, die mense wat eintlik sukkel om tersiêre opleiding te bekostig, hulle het ingekoop en hulle het gegaan hiervoor. Toe die bouwerk begin, toe was mense eerstens ontstel, want dit was nie in die mooi deel van die stad nie. Maar dit sou mense nou nog kon vergewe, want hulle moes seker 'n bietjie geld spaar vir die studente. Maar die moeilikheid het eintlik begin die dag toe die studente opgedaag het. Want toe hulle aankom by die kampus, toe sien hulle, dit wat vir hulle beloof is glad nie wat daar was nie. Om die waarheid te sê, hulle het vir die voorkant van die gebou 'n 7 verdieping muur gebou. Maar agterom was dit net 4 verdiepings hoog. En die klaskamertjies was klein, die sportterreine was heeltemal gehaven, dit was glad nie op standaard nie. Niks wat hulle beloof het was eintlik daar nie. En nie net dit nie, die opleiding was ook nie op standaard. En dit was nie lank nie of hulle weergawe van die universiteit se onderwysstelsel het op ondersoek doen en gesê, maar julle is glad nie geakkrediteer nie. Julle het glad nie die opleiding of die dosente wat nodig is nie. Dit is alles substandaard. En dit is nie lank daarna nie, toe die plek toegemaak. Maar op daai stadium het 'n stuk of 20,000 studente al hulle klasgelde betaal en hulle is al geregistreer. En 'n klomp van hulle het dit net eenvoudig verloor, al die geld wat hulle ingesamel het. Dit was eintlik maar op die ouende 'n skynbeeld van die universiteit. Dit was eintlik maar 'n skerm geweest. En dis die armstes wat die swaarste gelei het. Peru is nie 'n ryk land nie, en hulle arm mense is nie wat by ouende uitgebuit is. En natuurlik is die mense kwaad van selfspreekend. En dis bietjie iets van dieselfde wat ons lees in die boek Amos. Die boek Amos praat natuurlik nie oor die universiteit nie. Dit praat oor 'n koninkryk. En Amos is 'n profeet, hy was 'n boer gewees, 'n skaapboer, 'n vye boer in Juda, in die suidelike koninkryk. Maar op 'n stadium terwyl hy agter sy skape aangeloop het, so verbeel ek dit vir myself, toe praat die Here met hom en hy sê, jy moet gaan na die noordelike koninkryk, na Israel toe, en jy moet vir hulle presies hiervan gaan beskuldig eintlik, en gaan waarsku, en sê, julle is besig met 'n vals prentjie. Julle is besig om 'n vals gebou op te rig, in terme van julle godsdiens, in terme van julle verhouding met die Here. Dit wat julle vir die wêreld probeer wys, is nie waar nie. Want dit wat julle doen om te maak asof julle heilig is, dis fake. Dis nie waar nie. Dis nie werklik nie. En Amos moes met hulle gaan praat. En as ons die boek Amos lees, hy praat hard. Hy praat reguit. Hy kan nog imagine as die Here vir 'n Karoo boer moet stuur na die noorde van ons land toe en gaan sê, gaan spreek hulle aan. Hy gaan redelike reguit woorde gebruik. En dis min of meer hoe Amos met hulle praat. So dis nie 'n maklike boodskap nie.
Dis nie 'n ligte boodskap nie. Hy praat baie reguit. Om die waarheid te sê, as jy gewonder het hoe ernstig hy is, op 'n stadium in hoofstuk 4, dan vergelyk hy die vroue van Israel, die ryk vroue, met die vetkoeie van Basan. Nou, ek is nie getroud nie, maar ek weet dit is 'n slegte idee om 'n vrou te vergelyk met 'n vetkoei. So, punt bly staan, hy's ernstig, hy's reguit, en hy's besig om vir Israel te sê, julle maak droog, julle is besig om nonsens aan te jaag, en nie dat julle self ryk maak, terwyl die armes swaar kry, terwyl die swakes uitgebuit word, terwyl daar omkoopgeld gegee word, terwyl die reg verdraai word, en nog steeds dink julle is heilig, nog steeds kry julle dit reg om te dink, julle is naby die Here. So koning Jerobeam II was op daai stadium koning, Amos is nie lig op hom nie, en hy is nie lig op die leiers van die volk van Israel nie. Ons gaan in hoofstuk 5 saam lees. Ek gaan hom in die bord ook lees in die Bybel by jou nie. En dis dan 'n plek waar hy amper vir hulle probeer sê, wat nou? Julle het nou droog gemaak. Julle het nou in die moeilikheid beland. Daar is eintlik al klaar 'n klomp slegte goed wat hulle getref het. En hy sê vir hulle, dit gaan net erger word. Maar dan kom ons by hoofstuk 5 en hy sê vir hulle, hier is 'n uitweg. Hier is 'n plan B. So die van julle wat wil, ons kan lees van vers 1 af, hulle kan daarso oopmaak. Nou vers 1 tot 3 is eintlik, hy begin hier so met 'n treurlied. 'n Treurlied is wat hulle gesing het wanneer jou eie weermag verloor het, en hulle kom terug, en die mense ween eintlik oor die soldate wat jy verloor het. So, hy sê dan hy sê, hoor hierdie woorde wat ek teen julle moet sê, hierdie treurlied Israel. Israel het geval, en hy sal nie weer opstaan nie. Hy het nie neergegooi op sy grond, en niemand help hom op nie. So het die Here my God gesê, die stad wat met 1000 gaan aanval, hou net 100 oor, en die wat met 100 aanval, hou net 10 oor vir Israel. Hy praat in die verlede tyd, maar dit is eintlik 'n toekomsvoorspelling so. En hy sê eintlik, dis wat vir julle voorlê. En dan kom hy met die alternatief van vers 4 af, en hy sê, so sê die Here vir Israel, vra na my wil, dan sal julle lewe. Of die meer direkte vertaling sê eintlik net, vra na my, soek na my, en julle sal lewe. Moenie in Bethel gaan raad soek nie, moenie na Gilgal toe gaan en verbygaan Berseba toe nie. Gilgal sal in ballingskap weggevoer word, en Bethel sal tot nie gaan. Vra na die wil van die Here, dan sal julle lewe. As julle dit nie doen nie, sal die Here vir Josef soos 'n vuur tref, 'n vuur wat vir Bethel sal verteer, sonder dat iemand dit kan blus. Julle maak van die regspraak 'n bitter saak. Julle trap die reg in die grond in. Hy deur wie die 7 sterre Orion gemaak is, hy wat die donker in oggendlig verander en die dag donker nag laat word. Hy wat die water van die see roep en dit op die aarde uitstort. Sy naam is die Here. Dit is hy wat die magtige met vernietiging tref, wat vernietiging oor die vestingstad bring. So weer eens, almal spreek hulle aan oor wat hulle verkeerd doen, en hy sê vir hulle, soek die Here self. En dan noem hy hier so stede, Bethel, Gilgal, Berseba, dis stede wat godsdienstige stede was. Dis die stede waar die tempels gestaan het, beide die tempels van God en ook die tempels van afgode, wat Israel op daai stadium van vol was. En hy sê vir hulle, moenie gaan soek by die tempels nie, gaan soek die Here, gaan terug na die Here self toe. Dis waar julle lewe lê, dis waar julle uitkomkans lê, is by die Here self. En dan sê hy, hierdie magtige God, die een wat oor alles is, die een wat alles gemaak het, wat alles beheer, hy gaan die magtiges kom uitvee. Hy gaan die sterk stede, die vestingstede, gaan hy kom uitvis. En hy sê dit vir 'n volk, 'n Israel, wat vertrou het op hulle eie mag, wat vertrou het op hulle eie geld,
wat vertrou het op hulle stede, hulle hoë mure. Hulle het daar gesit en gedink, niemand kan ons raak nie. Ons kan maar doen wat ons wil, aan die armes, aan die swakkes, aan die vreemdelinge. Ons kan maar in die hof mense omkoop, sodat die dinge na ons kan gaan. Ons kan maar uitbuit soos wat ons wil. Ons kan koring steel by die armes, sê dit ergens in Amos. Ons kan doen wat ons wil. Niemand kan ons aanraak nie. Amos kom sê vir hulle, nee, die Here, hy kom haal vir jou daar waar jy is. Dit wat jy dink is mag, dis niks in vergelyking. En dit gaan uitgevoer word. Soek die Here. Soek die een wat die ware mag het. Dis 'n terugverwysing na die eerste verbond. Onthou God het met Abraham 'n verbond gesluit. In Genesis al, waarvan gesê het, ek gaan jou God wees en jy gaan my volk wees. Ek gaan jou seën en jou baie maak en jou sterk maak en jy gaan my dien. Jy gaan nie ander gode hê nie en jy gaan my vertrou. So die eerste fout wat Israel gemaak het was om ander gode te kry en om op te hou vir God te vertrou en hulle vertroue te stel of in ander gode of net eenvoudig in hulle self. Hulle eie geld, hulle eie mag. Maar dan die verbond op die tweede deel. Die verbond, ons dink baie oor die verbond as die feeste en die reinheid, maar eintlik daai goed was nie die kern van die verbond nie, dit is nie die hart van die verbond. Dit was die godsdienstige kant. En dan die verbond het ook 'n tweede deel, en dit is sorg vir die armes, die weduwees, die weeskinders, die vreemdelinge. As iemand by jou verbykom, moenie die koring na jy geoes het optel nie, sodat die vreemdelinge iets het om te eet, sodat die armes vir hulle iets kan kry. Israel doen nie dit. Behalwe die feit dat hulle nie die armes help nie, inteendeel, hulle buit hulle nog uit ook. Hulle maak die lewe nog moeiliker vir die wat al klaar swaar kry, wat klaar swak is. So die tweede deel van die verbod breek hulle ook. En Amos praat hieroor verder. Vers 10 sê hy dan, julle haat die wat vir die reg opkom. Julle haat die wat vir die reg opkom in die howe. Julle verafskiet die wat die waarheid praat. Omdat julle die ander mense vertrap en van 'n koring afpers, sal julle nie woon in die huise van gekapte klip wat julle bou nie. En julle sal nie die wyn drink van die pragtige wingerde wat julle plant nie. Ek weet hoe baie julle oortredings is, hoe groot julle sondes is, julle wat die vyande is van die wat reg doen, julle wat julle laat omkoop en nie aan die armes reg laat geskied nie. Dit is daarom dat 'n verstandige mens maar stil bly in hierdie tyd, want dit is 'n bose tyd. Selfs die goeie mense in daai tyd het die kans gesien om te praat oor wat daar aangaan. Maar dan weer eens kom Amos en hy gee die Here se uitkoms en hy sê, probeer goed doen, nie verkeerd nie, dat julle kan lewe. Dan sal die Here die Almagtige God so by julle wees, soos julle sê dat hy is. Hoor hierso die aantuiging. Julle moet daar wat verkeerd is, julle moet lief hê wat goed is, julle moet opkom vir die reg en die howe. Dan sal die Here die Almagtige God hom dank ontferm oor wat daar van Josef voor is. Hierdie woorde wat sê, die Here sal by julle wees soos wat julle sê hy is. En bro, daar's min harder maniere om vir iemand te sê, hulle sterf van die Here af. As om vir iemand te sê, die Here is nie so naby jou soos wat jy dink hy is, soos wat jy sê hy is. En dis tragies van die wêreld, is vandag nog steeds vol Christene, vol kerke vir mense wat sê, die Here is hier. Maar hulle harte sterf van die Here af. Wat sê die Here is hier, maar hulle vertrou is nie meer hom. Die vraag is, hoekom dink ons, het is enigstens anders as in die tyd van Amos? Omdat die verbond verander het, omdat Jesus 'n nuwe verbond gebring het, dis nie God se hart verander nie. Dis dieselfde hart, wat daar nog steeds is. Ja, die feeste en die reinheidsgebruike so, hulle is 'n bietjie minder, maar die hart het nooit verander.
Amos kom sê hierso, hy kom verduidelik eintlik vir die Israeliete, wat is dit wat die wet van die begin af al sê? Dit sê, soek vir my, soek my wil. En dit sê, soek die goeie, nie die slegte. Presies dieselfde woorde kom uit Jesus se mond uit. As hy sê, jy moet die Here jou God lief hê bo alles en jou naaste soos jouself. Dis dieselfde hart, want dis dieselfde God wat praat. Dis dieselfde boodskap, dis dieselfde beginsels. Amos sê hierso, sodat jy kan lewe. Want in die Ou Testament was God se manier van werk met die volk baie meer 'n cause and effect. Baie meer, jy doen iets en daar's 'n gevolg. As jy goed doen, word jy geseën. As jy droog maak, word jy gestraf. Vandag is die verhouding anders tussen ons en God. Maar ons moenie dink daar's 'n gevolg nie. Ons moenie dink as ons kies om droog te maak, dat dit ons gaan goed eindig nie. Ja, miskien gaan jy ryk word nog steeds. Ja, miskien gaan dit lyk van buite af, asof jou lewe in plek val. Maar eintlik is dit 'n leë gebou. Eintlik is dit 'n valse voorkant van 'n gebou wat ons self ons lewens oprig as ons dink, ons kan maar droog maak, ons kan maar onsself vertrou, ons kan maar van die armes vergeet, ons kan maar eintlik vir onsself afgode maak. En ons moet dink die Here gaan net oukei wees dan. Nee, die Here is nie ons speelmaatjie nie. Die Here is heilig. Hy was dit nog altyd. Die Here is magtig. Hy was dit nog altyd. En hy is dit nog steeds. Is jy, soos wat jy vandag gesit, besig om die Here te soek? En is jy besig om die goeie te soek? Ja of nee? Miskien kry jy soos ek ook 'n bietjie van 'n kriweling as jy hierdie vraag hoor. Want ek moet lieg, my eie lewe is ook nie perfek. Daar's tye waar ek ook eerder myself vertrou as vir die Here. Waar ek eerder my eie planne maak as om te gaan vra wat ek moet doen. En dit gebeur so maklik, dit gebeur so vinnig. En daar is definitief tye in my lewe waar ek nie na die armes kyk soos wat ek moet. Waar ek eerder net gemaklik sal wees en vergeet van die armes, vergeet van die swakkes. Ja, en ek kan myself regverdig deur te sê, ek doen hulle niks aan nie. Dit is nie asof ek nou by arme mense gaan geld steel of hulle gaan uitbuit of, maar ek doen niks meer as dit. Hoe kan ek dan sê, ek is op die regte pad, ek is naby die Here? As jy dalk dieselfde kriweling het as wat ek nou het, dan wil ek jou nooi en sê, kom sak net weer voor die Here neer. Kom val net weer op jou knieë voor die Here en sê, Here, ek kan nie op my eie nie. My lewe gaan altyd onvolmaak, onvervuld wees. Want dis die enigste plek waar ons herlewing kan doen. Onthou, as ons hier praat oor daar mag vir ons lewe wees, dan is dit nie letterlik lewe of dood noodwendig. En dit is ook nie noodwendig of jy gered gaan word of nie. Ons glo jy word net deur genade gered. En Jesus het vir ons daar genade kom wen aan die kruis. Maar die ewige lewe begin nie net wanneer ons dood is. Die Here wil nou al die pad van die ewige lewe met jou stap. Hy wil nou al in jou lewe werk. Hy wil nou al kom verander. Herlewing kan net gebeur as ons voor die Here gaan staan en sê, ek kan nie. Enige herlewing begin met belydenis. Enige herlewing begin met inkeer. So ek vra jou weer, is jy besig om die Here te soek aktief? Nie net as 'n nagedagte nie net nou en dan kerk toe gaan, nou en dan lekker worship musiek in die kar te luister nie. Aktief. Is hy die belangrikste in jou lewe? En saam met dit, is jy besig om vir ander mense lief te wees, soos jy vir jouself is?
As jy dalk onseker is, kom saam met my. Kom ons val op ons knieë. Kom ons sê vir die Here, Here, ek begin van vooraf. Maak my nuut. Maak my hart sag. En dan kry ons die wonderlike belofte. Daar sal vir ons lewe wees. Daar sal vir ons herlewing wees. Ons sal 'n nuwe ervaring van die Here kry. 'n Nuwe ervaring van wie God is en wat hy vir ons kan gee, wat hy vir ons kan bied. En dan Matteus 6:33 sê vir ons so uitdruklik, alles wat nodig is, sal die Vader dan vir ons gee. Moenie wonder oor of dit wat jy is of doen genoeg is. Moenie wonder oor dit wat jy het of dit wat jy gaan hê. Dit sal genoeg wees. Soek net die Here en sy geregtigheid en sy genade. Alles sal vir jou gegee word. Ek wil jou nooi, vat gou so 'n minuut of 2, vra hierdie vraag vir jouself. Soek jy die Here en soek jy die goeie? Wonderlike van die belofte wat ons in die Bybel kry, is ons leer van die Hemelse Vader wat altyd gereed staan, met arms oop, gereed staan om vir jou sê, kom. En soos 'n verlore kind kan ons terughardloop, keer op keer op keer, en elke keer sal ons omhels en sê, die een wat verlore was, is terug, kom ons vier fees. Ek het die eerste keer dat ek regtig iets daarvan beleef, toe ek so 15, 16 jaar oud was, voordat ek die Here geken, en ek glo ek sou gered gewees het, maar op daai stadium het ek 'n werklike verhouding met die Here begin beleef. En ek onthou net hoe alles net vir my verander het. Daar was ewe skielik 'n rede om die dag in te gaan. Die woord van die Here het my soos heuning geword. Dit was lekker, ek het uitgesien om daarom te lees. Worship musiek het vir my heeltemal 'n ander betekenis gekry. Die Here kom maak ons opgewonde oor hom, wanneer ons hom toelaat. Mag dit vir ons elkeen waar is. Die wat hier is, die wat op die video kyk, mag ons iets daarvan beleef. Kom ons sluit die oë. Here, mag U ons kom haal presies waar ons vandag is.
Nie daar waar ons dink ons is nie, nie daar waar ons wens ons kan wees nie, Here waar ons is. En kom verander U ons van vooraf. Kom help ons, Here, om vir U te soek, en die goeie te soek, om vir U lief te wees, met alles, en vir ons naaste soos vir onsself. Ons bid dit alles in Jesus naam. Amen.